adventslied vanoggend is die 354. Die 354, o Christus ons verlange. U het ons heilig gebring, dit is eintlik deel van die adventsliedere, 'n lied van verwagting. Ons kan dit ook vanoggend sing met ons verwagting, om ook hier in die kerk die Here te ontmoet. Ons gaan die eerste vers sing en ook die derde vers. Soos kinders met Hosanna sal koning bly ontmoet, so wil my lied die vrede in die heerskappy besing. Bly so sit, vers 1 en 3 van O Christus ons verlange. Die Here is in sy heilige tempel. Almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. Amen. Gemeente van die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees. Ons gaan ons loflied vanoggend met ons loflied 'n vonklied sing. Hier ons dink aan Afrika, kom ons staan en sing dit saam. So
Here onze God, wat 'n ongelooflike voorreg om so in U teenwoordigheid te kan wees. Saamgebring deur Jesus, deur U roepstem, verlos, deur U offer. Dankie dat ons dit ook vanoggend saam kan vier as gemeente. Gees van God, ons is hier met die behoefte dat U met ons besig sal wees. Ons hou vas aan die woord in wat Paulus skryf, ons word al hoe meer verander om aan die beeld van die Here Jesus gelyk te word. Dit doen U, o Here wat die Gees is. Werk in ons, ook vanoggend, waar ons saam is, waar ons saam U woord gaan lees en daaroor dan saam Here Jesus se dood gaan gedenk. Ons vra dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons gaan vanoggend twee gedeeltes of twee hoofstukke in die Bybel lees. Johannes 19 en Exodus 12. Nou Exodus 12 het ons nou die afgelope week saam gelees. Dis die verhaal van die instelling van die Paasfees. Dit sal onthou ons nou van die 10 plaag en die 10de plaag daar in Egypte was toe al die eerstgeborenes van Egypte dood is, mens en dier. Dit is ongelooflike, hartverskeurende gebeurtenis. Maar die Israeliete is bewaar deurdat hulle 'n lammetjie moes slag, of 'n lam, 'n jaar oud ram. Ander is dit nog 'n lammetjie, dit is eintlik al 'n groter lam, nee. Het al gewissel. Ja, 'n jaar oud ram, kon 'n skaap of 'n bok gewees het, moes hulle slag, en dan moes hulle die bloed aan die deurposyne smeer, en waar die doodsengel die bloed gesien het, het hy die huis oorgeslaan. 'n Aangrypende verlossingsverhaal. Dit was ook die laaste strooi vir die farao. Daarna het hy gesê, maar hulle moet pad gee. En so die Paasfees is eintlik die fees van die verlossing, wat die Jode elke jaar herdenk tot nog vandag. Ons kan nie die hele hoofstuk vanoggend lees nie. Ek wil net enkele verse lees in Exodus 12. Ons lees van vers 3 af en ek lees uit die 2020 vertaling. Die Here sê vir Moses, praat met die hele volksvergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet elkeen van hulle 'n lam neem vir sy familie, 'n lam vir 'n huisgesin. As 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, moet hy en sy buurman, wat naast aan sy huis is, dit deel in verhouding tot die getal persone. Julle moet die lam in porsies verdeel, in ooreenstemming met wat elke huisgesin gaan eet. 'n jaar oud ramlam, sonder gebrek moet julle kies.
Uit die skape of die bokke kan julle dit neem. Julle moet die lammers veilig hou tot die 14de dag van hierdie maand. Die hele byeenkoms van die volksvergadering van Israel moet dan die aandmiddag hulle lammers slag. Hulle moet van die bloed neem en smeer aan die sykante en bokant van die deurkosyne en by die huise waarin hulle dit eet. Hulle moet die vleis dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai saam met ongesuurde brood en bitterkruie moet hulle dit eet. Julle moet nie daarvan eet as dit rou of in water gaar gemaak is nie, maar net as dit oor vuur gebraai is, met sy koppote en ingewande. Julle mag niks daarvan tot die volgende oggend laat oorbly nie. Wat daarvan oorbly tot die volgende oggend moet verbrand word. Dit is hoe julle dit moet eet. Met heupe omgord, julle sandale aan julle voete en julle wandelstok in julle hande. Julle moet dit haastig eet. Dit is die Pasga van die Here. Daardie nag sal ek deur Egipteland gaan en alle eerstgeborenes in Egipteland tref, mens en dier. Oor al die gode van Egipte sal ek oordeele voltrek. Ek is die Here. Die bloed sal vir julle as 'n teken dien aan die huise waarin julle is. Wanneer ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Daar sal by julle geen plaag deur die vernietiger wees wanneer ek Egipteland tref nie. Dan lees ons vers 21. Moses het toe al die oudstes van Israel geroep en vir hulle gesê, vang en neem self lammers vir julle familiegroepe en slag die Pasga lam. Neem 'n bosie marjolein, of vertaling nog gesê, hyssop, neem 'n bosie marjolein en doop dit in die bloed wat in 'n bak is. Vee van die bloed wat in die bak is aan die bokant en aan twee sykante van die kosyne, en wat julle betref, niemand mag by die deur van die huis uitgaan tot die volgende oggend nie. Die Here sal deur die land gaan om die Egiptenare te tref, en wanneer hy die bloed aan die bokant en twee sykante van die kosyn sien, sal die Here by die deur verbygaan en die vernietiger nie toelaat om julle huise binne te gaan, om julle te tref. En dan lees ek net vers 46 ook. Dit moet in een huis geëet word. Jy mag nie van die vleis in die huis na buite neem nie. 'n been daarin mag julle nie breek nie. En dan lees ons in Johannes, hoofstuk 19. Johannes 19, ek lees vers 14, daar, gryp aan 'n hoofstuk wat julle gerus by die huis weer kan gaan lees, maar ek gaan nou die hele hoofstuk lees nie, vers 14. Dit was die voorbereidingsdag vir die Pasga, ongeveer die 9de uur. Toe sê Pilatus vir die Jode, kyk, daar is julle koning. Dan vers 29, daar te kry, Jesus, kom ek lees vers 28, hierna het Jesus, omdat hy geweet het, dat alles reeds volbring was, en sodat die skrif vervul sou word, gesê, ek is dors. Dat 'n kruik vol suurwyn gestaan. Hulle sit op die spons, 'n spons vol suurwyn op 'n marjoleintak, en bring dit na sy mond. Vers 33, die soldaat het verlof gekry om die ander twee veroordeeldes se bene te breek. Dan vers 33, toe hulle by Jesus kom en sien dat hy reeds dood is, het hulle nie sy bene gebreek nie. Vers 36, hierdie dinge het plaasgevind, sodat die skrif vervul sou word, geen been van hom sal gebreek word nie. Dan lees ek ook vers 42.
hulle Jesus toe neergelê. Dis nou in die graf van Josef van Arimatea. Daar het hulle Jesus neergelê omdat dit die voorbereidingsdag van die Jode was en aangesien die graf daar naby was. Dit is die woord van die Here volgens. Eintlik maar oor hierdie hele gedeelte lees wat ons saam gelees het, die hele gedeelte, kan dalk weer vers 14 lees, dit was van Johannes, dit was die voorbereidingsdag vir die Pasga, ongeveer die 6de uur. So 12 uur die middag, wat Jesus gekruisig is. As 'n mens Jesus se kruisiging wil verstaan, help dit baie as 'n mens die reëlings rondom die Pasga of die Paasfees, die Joodse Paasfees, 'n bietjie na kyk. Want Jesus het nie toevallig op die Joodse Paasfees, of is nie toevallig op die Joodse Paasfees gekruisig nie, hy is met fyn beplanning van God, juis op daardie fees gekruisig. En dit is waarmee Johannes ons wil help. Johannes doen moeite, ek sal dit nou beter uitwys, maar Johannes doen moeite in sy evangelie om vir ons die konnotasie met die Pasga of die Paasfees uit te lig. Ons ken almal die geskiedenis van die Paasfees, ons het dit die afgelope week ook gelees. Ek het net ook so ietsie daarvan gesê, wat alles daar gebeur het, die lam wat hulle moes slag, dan mag geen been gebreek wees nie, en dan mag niks oorgebly tot die volgende dag nie, hulle moes dit begrawe. Dit is als deel van die gebruike van die Paasfees. En toe die doodsengel verbygaan, of soos die 2020 vertaling sê, die vernietiger verbygaan, en die vernietiging van die eerstgeboortes in Egipte voltrek het hy die huise met die bloedkosyne voorgeslaan. Ek weet nou nie wat sal ek nou sê, hoe wetenskaplik of exegeties korrek dit is. Ek het nog 'n prentjie gesien van die huise van die Israeliete met die bloed op die kosyne. Die bloed aan die bokant en so het toe die illustrasie 'n kruis gemaak tussen die bloed bo en aan die kante en die bloed wat afgedrup het tot op die grond om iets van hierdie verband tussen die Pasga fees en Jesus se kruisiging nog duideliker uit te lig. Ongelooflike dramatiese gebeurtenis in die geskiedenis van Israel. En dis die een gebeurtenis wat die volk Israel as volk gevorm het. Telkens in die psalms en in ander plekke in die Bybel word na hierdie gebeurtenis verwys as die wording van die volk Israel. En dit is hoe hulle bevry is. En daarom moes hulle elke jaar die Pasga vier as teken van God se verlossing. As teken van hulle totstandkoming. Terwyl Pasga beteken verbygaan. Die Hebreëse woord Pasga beteken verbygaan. Dis hoekom die
die Engelse noem die fees die Passover. So ons Paasfees kom eintlik daarvan, dit die, om nou maar so 'n lelike vertaling te gebruik, dit het die dood het die Israeliete gepaas, toe hulle die lammetjie se bloed aan die kusyne gesien het. Dis wat Pascha beteken. En nou doen Johannes baie moeite dat ons sal verstaan dat Jesus die Paaslam is, die Pascha-lam wat God self voorsien het vir jou en vir my. Daarom lees ons sommer in hoofstuk 1 waar Johannes die doper na Jesus wys in vers 29 en hy sê daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. So hierdie verstaan van Jesus as die lam van God is 'n tema wat dwars deur die Johannes Evangelie loop en in besonder ook in die kruisiging sy diepste betekenis en vervulling kry. So in hoofstuk 19, ons het nou net die verse wat betrekking het gelees, maar gaan lees gerus hierdie hoofstuk aangrypend. Maar hy sê in vers 14 dat dit die 6de uur was toe Pilatus vir Jesus gevonnis het, net mooi die tyd waarop die priesters begin het om die lammers by die tempel te slag. In Egypte het elke huishoof sy eie lam geslag, maar later het dit na die tempel geskuif en daar het die priesters die lammers geslag en hulle het begin net mooi 12 uur die middag. En dan sê vers 29, die soldate het die wyn, met die spons met wyn vir Jesus aangebied op 'n marjolyntak. En dit is in Exodus 20 lees ons, 12 lees ons, is 'n bossie marjolyn wat hulle moes gebruik om die deurkusyne te verf. Marjolyn, so sê hierdie Bybel onder in die voetnote, is 'n plant wat so aan 'n rankplant wat in die huise se mure gegroei het. Familie van Origanum. En dit is wat hulle moes gebruik, 'n bossie daarvan om die bloed te smeer. Nou sê Johannes, die soldate het 'n marjolyntakkie gebruik om die spons op te sit, om hierdie konneksie vir ons baie duidelik te maak. Verder sê hy dan vers 33 en 36, geen been van Jesus is gebreek. Wat ook 'n vereiste was vir die Pascha-lammer, daar mag nie 'n been van die Paslam gebreek word. En hulle moes alles eet, of wat oor is, begrawe voor die volgende dag. So voor die dag om is, moes alles begrawe, alles weg gewees het, en dit verklaar ook iets van die haas waarmee Jesus begrawe is, né? Ons het daarvan ook gelees dat hulle Josef van Arimatea se graf gebruik het, wat sommer daar naby was, en vir Jesus daar gebeur het, voor die dag, omdat die Joodse dag het met sonsondergang gestop, want die sononder is begin die volgende dag. Daarom ook te loof, lees ons in Genesis 1, wil ek ons die verhaal van die skepping, Genesis 1, en lees ons daar telkens, dit was aand en dit was môre, dit was die eerste dag of die tweede dag. So die Joodse dag het in die aand begin. En Jesus is begrawe voor die dag om is. Daai selfde dag waarop hy gesterf het. En daarom dink ek, ons kan dit nie misverstaan. Jesus is God se Paslam. Hy is die lam wat God voorsien het vir jou en vir my. Johannes het ook gesê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Vir die Israeliete het die lam die dood weggehou en so verlossing gebring. Vir ons het Jesus die sonde weggevat en daarom ons dood ook van ons
weggeneem. Daarom sê Jesus, wie in my glo sal lewe, al sterf hy ook, ons dood is weg, omdat ons sonde weg is. Toe Jesus daar aan die kruis gehang het, was dit vir jou en vir my. Om ons te verlos, sodat die dood ons, God se oordeel by ons kan verbuig. En soos het God se vloek gedra, soos hy die Egiptenare met sy vloek getref het, so sal hulle wat nie aan hom behoort nie aan hom glo nie, ook eendag die vloek van God moet dra. Maar Jesus het dit in ons plek gedoen. As 'n mens so daaroor dink, elke mens om te verstaan dat Jesus se kruisiging nie die tragiese einde van 'n belowende profeet was, soos wat party mense beweer. Van die eerste dag wat Johannes die doper vir Jesus herken het, as die Messias, lig hy dit uit. Hier kom die lam, hier kom die lam. Hier kom die God se voorsiening vir jou en vir my. En daarom, ten spyte van almal wat Jesus liefgehad het, sy ontmoediging en hulle pogings om dit te keer, beur Jesus voort na die kruis. Hy sê, so moet die skrifte vervul word. Hy het homself laat slag op Golgotha, sodat ek en jy kan leef. En dis wat ons vanoggend in die nagmaal gaan herdenk. Jesus, die lam van God wat die sonde van die wêreld, jou en my sonde wegvat. Mag die Here dit opnuut vandag doen, deur die tekens van verwagting. Ek gaan net die formulier lees nou, ons kyk na 'n video wat die betekenis van die nagmaal vir ons verduidelik. Ons dink terug aan daai aand toe Jesus die Pasga saam met sy disippels geëet het. En toe het hy brood en wyn geneem en die nagmaal as 'n blywende herinnering aan sy offer ingestel. En die brood is sy liggaam, sê Jesus, wat vir ons gebreek is, en die bloed is die wyn is die bloed wat vir ons gevloei het. En ons moet dit nou vandag nog doen om ons te herinner aan wat daai dag gebeur het. Dit help ons om te onthou van Jesus se kruisiging, so gewaarborg dat dit regtig in ons plek was. Dit was nie sommer net ietsie wat gebeur het nie. Dit is 'n fees wat ons saam vier en dit bind ons aan mekaar en aan die Here. Dit laat ons uitsien na die hemel. En ons gaan eendag van die bruilofsmaaltyd van die lam ook saam met die Here Jesus fees. Daarom is die nagmaal 'n vreugdefees. Dit is nie 'n treurige besigheid nie. Dit is 'n fees van dankbaarheid, omdat ons die Here se kinders is. Dis hoekom ons die nagmaal vier. En om die volle seën van die nagmaal te kan ontvang,
moet ons onsself in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor ons van die brood eet en uit die beker drink. Ons moet nadink oor al ons sondes waar ons met ons gedagte, met woorde of dade oortree, dat ons sondes van versuim, waar ons nagelaat het, om die opdragte van die Here uit te voer. Laat ons hieroor voor die Here opreg verootmoedig. En dan vasglo dat ons oortredinge vergewe is op grond van die verdienste van die Here Jesus Christus. En dat ons ernstig daarna strewe om met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur 'n ware liefde teenoor hom en ons medemens te doen. Ek gaan nou af na die tafel toe en ek wil vra dat my wykse ouderling en sy vrou François en Ina Botha ook hier saam met my by die tafel om sit te sit. Terwyl hulle vorentoe kom, wil ek tog almal van julle wat hier is nooi om saam die nagmaal te vier. As jy 'n besoeker is, jy welkom, as jy in jou eie gemeente dit wil doen, die nagmaal vier, is jy ook welkom hier by ons nagmaal vanoggend. En ek sal net goed die volgende skrif vir op. Gemeente vrede vir julle. Draai sy na mekaar en dan wens sy na mekaar die vrede toe. Ons mag nou nie mekaar 'n drukkie gee nie, maar jy mag die vrou dan 'n drukkie gee. Maar kom ons groet mekaar. Frans wat die seën van die Here. Vrede. Ina, jou vrede. Die Here groet ons en deel onsself ook aan ons mee. Kom ons staan nou op en dan bely ons geloof. Ek wil vra dat julle sal bly staan wanneer ons klaar ons geloof bely het. Ek gaan dan bid om die seën op die nagmaal, maar ons gaan deel van die gebed is ook toe ons Vader wat ons saam gaan sing. Is nie wat ek sê, julle moet maar bly staan, want ons gaan die ons Vader aan die einde van die gebed sing. Maar kom ons staan en bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Barmhartige God en Hemelvader, ons dank U vir Jesus Christus, wat met sy liggaam wat gekruisig en bloed wat vergiet is, ons tot die ewige lewe voed en versterk. Gee dat ons nie met ons harte aan die sigbare tekens van brood en wyn vaskleef nie, maar gee dat ons nou ons hart ophef na die hemel, waar Jesus Christus ons voorspraak aan die regterhand is. Gee dat deur die werking van die Heilige Gees ons geloof versterk word tot meerdere diens in die koninkryk en tot verheerliking van die naam. Hoor ons dan as ons saam met die hele Christendom nou bid.
Dit nie het jy nou jou hand opsteek dat ons vir julle kan. So nou die tyd wat jy jou masker moet afval. Wat 'n verligting. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus, wat vir jou gebreek is. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat die Here Jesus op jou plaaslik is. Die beker van danksegging is gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus. Neem, drink daaruit en glo dat die Here Jesus se kosbare bloed gevloei het as 'n volkomme verzoening vir al ons sonde. Die Here het ons nou geseën met die nagmaal, ons voed in ons gees. Kom staan almal op en ons prys die Here in die volgende woorde. Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dis hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Wat my die goeie en oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sonde, nie vergeld ons ongeregtigheid nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Kom ons maak die oor toe. Jesus, die versoenend sterwe bly die ruspunt van ons hart. Dankie dat U vir ons die oordeel gedra het, sodat God se oordeel by ons kan verbygaan. Dankie Here Jesus dat U die Pasgalam is, wat U self laat slag het op Golgotha. U bloed laat vloei het, sodat ons kan leef. Help ons Here Jesus om uit U offer en uit U versoening, uit U oorwinning, uit U genade te leef elke dag. Help ons om U genade ook uit te deel aan ander. Deur ons woorde, deur ons dade, deur ons teenwoordigheid, ons bid dit in U naam. Amen.
Dankie, julle kan maar weer sit. Ongelukkig kan Liana Hugo en Arno Bouwer nie vandag hier wees nie. Maar ek vra nou dat Dani Jacobs daar by ons woning, Talien Krieger, sal jy hier voor kom staan? Esther de Jager daar in ons woning, Annelie Strauss, dat julle hier voor die kansel sal kom staan, dat julle ook op die formulier kan antwoord. Net julle toekies. Ek gaan nou vir Dani bel, miskien moet ek dit nou maar nie dadelijk doen nie dan. Ek lees die formulier vir die bevestiging van kerkraadslede. Talien en Annelie, God het van die begin af mense geroep en in diens gestel om sy koninkryk uit te bou. Net so het Jesus ook mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Sy woorde aan die disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook, bevestig dit. Diegene wat hy roep is gawes aan die gemeente. Hulle taak is om die gemeente toe te rus vir hulle dienswerk en vir die opbou van die liggaam van Christus. En so kan elke gelowige sy of haar funksie in die liggaam vervul. Die kerkraad het deur aankondiging bekend gemaak weer tot ouderlinge en diakens verkies is. En aangezien daar geen wettige beswaar ingebring is, aanvaar die kerkraad die goedkeuring van die gemeente en gaan ons nou voort met die bevestiging. Die Here het elke gelowige as profeet, priester en koning gesalf met die doel om in die alledaagse lewe en ook binne die gemeente tot eer van God en tot sy diens in die koninkryk te leef. Om hierdie rede was daar nog altyd vir alle gelowiges geleentheid om met hulle gawes betrokke te wees in die gemeente. Deur julle verkiesing as kerkraadslede gee God aan julle die geleentheid om julle liefde vir hom konkreet uit te leef en in die proses sal julle self nog verder geestelik groei en ervaar dat God julle talente versterk. Julle is verkies as amptdraers van die gemeente en moet dus op 'n baie besondere manier leiding in die gemeente gee. Dit is 'n groot verantwoordelikheid wat julle op julle neem en uit die Bybel is dit duidelik dat 'n amptdraer bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof wat in alle tye betroubaar is. Julle hele lewe moet daarvan getuig. Julle moet ywerig en voorbeeldig meewerk aan die uitbreiding van God se koninkryk. Julle moet ook bereid wees om voortdurend verder toegerus te word, sodat julle die werk waartoe julle geroep is, na die beste van julle vermoë tot eer van God kan doen. En as gemeente, ek praat nou maar namens julle almal, as gemeente beloof ons aan julle ons respek en samewerking. Ons onderneem ook om julle in die gebed aan die Here op te dra en sien met verwagting uit hoe God sy beloftes in julle lewe waar maak. En net voor ek die vraag lees, gaan ek nou vir Dani bel. Ek gaan nou die vraag lees en dan gaan ek vir jou meester ook kans gee om te antwoord. Antwoord nou opreg op die volgende vraag, sodat elkeen kan hoor dat jy bereid is om hierdie diens te aanvaar. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur die gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing en verwerk jy alle leringe wat hiermee in stryd is? Beloof jy
deur getrou te vervul, en aanvaar jy dat jy jou medegelowiges, dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help, om op die regte pad te bly. Dani, wat is jou antwoord? Ja, Delphine. Dalien, jou antwoord? Esther, jou antwoord? Ja, nee. Andrie, jou antwoord. Gemeente, gee ag op mekaar. Ek sien ook om na die lewe en die belydenis van die bediening van die woord. Wonderlik hoe Paulus skryf aan sy briewe aan die gemeentes, aan doen en voorbereid vir die gemeente, aan sê, en bid ook vir my. So, dit sê die formulier ook, bid ook maar van my ook. En julle moet ook vir my bid. En neem saam verantwoordelikheid vir die gemeente. Gemeente ontvang hierdie kerkraadslede as gestuurdes van die Here. Bid vir hulle en werk saam met hulle, sodat God se koninkryk sal kom. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat U kerk regeer deur die woord, deur die Gees. Maar Here, dat U ook mense op 'n besondere manier afsonder om die gemeente te bestuur. Om nou elke lidmaat in die gemeente om te sien na hulle geestelike gesondheid, ook na hulle materiële gesondheid. En ons bid, Here, dat U vir hulle elke dag sal voorsien. Ons bid vir Dani as leier diaken, as leier ouderling, ons bid vir Dalien wat as 'n ouderling nou bevestig is. Ons bid vir Andrie en Esther wat as diakens bevestig is. Here, wil U vir hulle seën. Geestelik elke dag toerus vir hulle taak. En gebruik hulle, Here, om U hande en U voete in mense se lewens te wees. Ons prys U dat U hulle voorsien vir hierdie gemeente. En ons dank U dat U hulle toerus met U gawes, sodat hulle ook vir U kan verheerlik. Ons bid dit in Jesus se naam. Ek wil nou vra, ons is nou julle klompie kerkraadslede wat nou ook vandag vir ons hulle termyne klaar maak. Dit is nou Philip en Elise. Ek wil julle nog hier voorkom staan asseblief. Elise is nou nie hier nie. Maar Philip, sal jy hier kom staan? Tikkie Nieuwoud. Tikkie, kan jy hier kom staan asseblief? Dewald van 'n berg, ons leier diaken. Altia wat? Ok, dan het ons nog 'n span dienende kerkraadslede. Julle kan ook vorentoe kom asseblief. Ander sal jy dit kan doen. Kom vorentoe. Tony, jy ook hier voorkom staan asseblief en François. Dit is my iemand oorgeslaan. Lali, excuse Lali, ek het jou misgekyk. Lali is ook nog dienende diaken. En wijk 2. Mini, jy ook. So dankbaar, Mini kan hier wees. Ek wil begin deur vir die uittredende lede. Philip, vir jou en vir Altia, vir Tikkie, waar is dat? Tikkie is dat. Vir Dewald, ek nou julle allemaal, Elise is nou nie, maar vir julle baie dankie te sê vir julle tyd. Dink julle het allemaal langer as julle 2 jaar gedien. En ons loof die Here dat julle betrokke is in die gemeente op verskillende maniere, en ons weet ook dat dit nou nie die einde van julle deel wees van die gemeente is, en dankie daarvoor, dankie vir die groot
groot werk van die afgelope jare, en mag die Here ook vir julle seën in die tyd wat kom. Nou wil ek ook vir die dienende kerkraadslede wat nog met ons is, Juffrou Minnie, dat jy is nou altyd nie, vir Lali en François en Tony en ander baie dankie vir julle sonder deel wees van ons kerkraad en mag die Here ook vir julle sien. Ons gaan nou saam sing ons slotlied. Waar is die preek? Ons slotlied is die pragtige lied 304, voor u kom ons die kinders staan. Daar is 3 verses. Die eerste 2 verses gaan ons almal saam sing, en dan die laaste vers wil ek vra dat die kerkraad, dienend en uitredend, dat julle net sal luister, en die gemeente gaan dan hulle hande ophef, en seënend ook vir julle sing. So kom ons draai om, dan kan julle ook die woorde volg. Ons sing staande saam lied 304. Van die Heilige Gees bly by julle.